Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek. Heilige Gees, Here, ons bid dat U asseblief die skrif ons sal oopbreek vanmôre en ons sal kom voed met die brood van ewige lewe. Mag jy ons geestesoë so verhelder dat ons kan duidelik raak sien, aflei, verstaan wat U wil is vir ons lewe. Wat U van U kerk verwag. As reaksie op hierdie wonderlike genade wat U vir ons gegee het, bewerk het deur ons Here Jesus Christus. Mag U spreek, Here, en ons as U dienaars luister. Amen. Nou gemeente, ek wil net vinnig vir julle so 'n inleiding gee oor twee goed. Een gaan oor die konteks waaroor ons vanmôre gaan gesels en die ander gaan oor hierdie teologiese tema rondom God se wil. Dat ek dink baie van ons is in hierdie jaar en baie spesifiek ek en my huisgesin gekonfronteer met die vraagstuk: hoe onderskei jy die wil van God? Want daar's 'n universele element daaraan. Wat daarbey bedoel word, is God het 'n ewige raadsplan. Julle het dit al in die Bybel raak gelees. Daar's 'n wil van God wat niemand kan dwarsboom nie. Dit gaan so wees. God doen wat hy wil. Hy wou skep, daar was 'n skepping gewees. Daar was 'n sondeval wat hy toegelaat het. Daardeur openbaar hy sy groot en wonderlike genade deur die Here Jesus Christus. Die kruisiging moes gebeur. Ons verwag 'n oordeelsdag. Geen besluit wat mense maak in hulle massas of in ons diversiteit en in ons individuele lewe gaan dit verander nie. Daar kom 'n oordeelsdag. Dis vas en seker, God het dit so bestem. So daar's 'n universele wil van God wat in die Bybel aan my en jou geopenbaar word. Dan is daar ook 'n wil wat God het vir sy kerk, vir mense wat wedergebore is. En dit het ons verlede Sondag bietjie oor gesels, dat hy wil dat jy gered word, dat jy tot bekering kom, dat jy met God versoen word. Hy wil dat ons hom sal lief hê en ook ons naaste sal lief hê soos onsself. So God se wil is nie altyd hierdie misterieuse, mense sal sê, hoe ek het neergeskryf is 'n misterie wat jy nooit kan vasvang nie. Soos mis vir die son, wat dis vir jou moeilik. Want hoe dit baie keer in die kerk uitgebeeld word, is dat sekere mense kry toegang tot die wil van God. Hulle het half die lotto gewen. Hulle het hierdie goue draad, hierdie goue lyn, en hulle kan die wil van God raak sien. Maar die res van ons is maar aan ons eie genade oorgelaat. Dit is te moeilik. En ek wil asseblief vir julle net vanmôre hierdie beginsel verstaan, dat dit is nie Bybels dat ek en jy voel, ons kan nie God se wil ken nie. Jy kan dit ken. Waar dit kompleks raak is op 'n persoonlike vlak, sê die Here nie noodwendig altyd vir my en vir jou kristal helder duidelik, jy moet jou werk los, of jy moet van beroep verander, of jy moet van dorp verander, of die kant toe of daai kant toe nie. Daar raak dit meer kompleks. En die rede vir dit is dat die Here tog vir my en vir jou leer, dat ek en jy lewe in geloof. Ons lewe in geloof. Nou watter geloof is nodig, as jy presies weet wat vir jou voorlê? Watter vertroue is nodig, as jy presies weet wat môre vir jou inhou? Dit is 'n baie diep gedagte wat ek wil hê ons net aan moet kou. Dat ja, daar sekere dinge van God se wil wat duidelik kristalhelder in die woord aan my en jou geopenbaar word. Maar daar is hierdie persoonlike menslike ervaring waar dit baie keer vir ons moeilik is om te onderskei. Wanneer jy 'n wonderlike werksgeleentheid kry, is hierdie van God, al dan nie. Wanneer daar mooi geleenthede oor jou pad kom, of oor jou kinders se pad kom, is dit die beste vir jou kind om hulle in hierdie skool te sit, of in daardie skool te sit, en ons bid oor hierdie dinge, en ons bid wysheid, maar dit is vir ons baie keer moeilik, en dit maak dat ons baie keer dan gevul word met twyfel. Twyfel. Doen ek die regte ding? Want as ons ook eerlik is, baie keer dink mense half in 'n abstrakte manier hoe God se wil, met ander woorde, jy loop hier buite rond en dan gly jy op 'n plassie water en dan val jy op 'n wêreldkaart met die land Argentinië daar en dan is dit nou jou roepstem wat jy hoor dat jy moet gaan sendingwerk doen in Argentinië. So baie mense dink oor die wil van God. En ek wil net vir julle sê, julle dit is nie, dis gevaarlik, want ook my wil, my behoeftes, my denke speel 'n rol in hierdie. En die Bybel leer my in Jeremia byvoorbeeld 17 vers 9, dat my hart is bedrieglik. Meer bedrieglik as enigiets anders. So ek kan nie net my eie impulse vertrou nie, ek moet dit gaan ondersoek. En dan moet ek vir die Here gaan vra vir wysheid. En die Bybel leer my, as hy wat wysheid kort kom, kan dit van God vra en God sal dit vir jou gee. Hy sal dit vir jou gee. En dan kom die scary gedeelte, dat jy moet 'n tree gee in die geloof, in 'n rigting. Jy moet daai tree gee, en dan sal die lewe weer uitspeel soos wat hy uitspeel.
binne God se genade. Maar ek dink hier's die vrees baie keer. Ons sien God se wil as 'n bullseye, 'n dartboard en jy wil die cherry hê. Want daar's vreugde. Dis lekker om in die wil van God te lewe. Ons almal het dit al beleef. As jy kan sien, hier's vrug in dit want God wou dit so gehad het. En wanneer ons buite God se wil beweeg, dan voel ons, hier kry ek seer, hierso is dinge val uit mekaar uit. Dit voel vir my ek het nie beheer oor my lewe ensovoorts. So ons wil die cherry hê, maar ek wil net vir julle sê. Die Here los jou nie. As jy dalk die cherry misgooi. Asseblief hoor dit. Dit beteken nie as jy nou dalk 'n fout maak of 'n verkeerde besluit neem dat God jou nou verlaat en sê daar gaan jy nou. Die Here stap nog steeds met jou op pad. Hy bring jou dalk terug. Hy help jou reg. Hy tig jou dalk waar dit nodig is. Hy bemoedig jou, vertroos jou. So ek wil net hê julle moet hoor in my eie worsteling met die Here hierdie laaste jaar of wat. Is dit nogal een van my mentors het vir my gesê, Julian, moet dit nie so hoog heilig maak nie. Oor wat jy nou moet doen of nie moet doen nie. Om te dink as jy nou na hierdie gemeente toe gaan, dan gaan God jou seën en as jy dalk na hierdie gemeente toe gaan, dan gaan die Here, dan gaan daar nie vrug wees in jou bediening nie. Maar dis hoe ons baie besluite hanteer, is dit nie? Dis of hierdie en of daai ene. Dis of binne die wil van God of nie. En hoe ek daaroor gedink het is dat Groblersdal, wil ek julle moet hoor, God is besig met ons as 'n gemeente. Al vir die laaste 6 jaar, oom Solly, hoe oud is ons 80 as 'n gemeente, nê? Vir die laaste 80 jaar stap die Here 'n pad met hierdie gemeente. En sou ons deel wees vorentoe van hierdie gemeente, dan beteken dit ons word deel van hierdie gemeente se verhaal vorentoe. As ons na 'n ander gemeente toe gaan, dan word ons deel van daai gemeente se verhaal vorentoe, want al die gemeentes is tog Christus sin op die einde van die dag. En ek lei julle net in om te sê, ons gaan binnekort vir julle, ek het met die kerk daar gesels, vir julle besluit gee oor die beroep wat julle uitgereik het. Daar's 'n klomp goed wat ons met die ring moes uitklaar in daai klas van goed, maar dit kom nou na 'n punt toe. En die idee is vir my en my gesin is dat ons regtig ons afhanklikheid teenoor God bely. Want ons wil nie buite die wil van die Here leef nie. Ons wil binne die wil van die Here leef. Maar ek gaan dit vir julle prakties maak vanoggend, dat in jou alledaagse lewe gaan dit nie net oor groot besluite nie. Dit kan dalk ook gaan oor goed wat jy jou mee besig hou, wat jou buite die wil van God plaas. As dit vir julle sin maak. Ek sal dit nou vir julle verduidelik. So kom ons lees saam Efesiërs 1 vers 13 en 14. Ons gaan net hierdie 2 verse in hierdie teks lees en dan gaan ons na Kolossense toe. Efesiërs 1 vers 13 en 14. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 12 en dan net om konteks te gee. So die apostel Paulus sê, daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Onthou, dit is die hele gedagte van hierdie heilsverbond reeks waarmee ons besig is. Voor die skepping van hemel en aarde het God op jou besluit. Hy het 'n verbond gesluit in homself, hy gaan jou uitkies, hy gaan jou verlos, en nou met die Heilige Gees, hy gaan jou seël as sy eiendom. Hy gaan jou begelei, en hy gaan 'n pad saam met jou loop. Wonderlik. So, dis om sy grootheid te prys. Dan 13, deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Wil julle die herhaling? Daarom moet ons sy grootheid prys, daarom moet ons sy grootheid prys. Dis 'n refrein wat hier heeltyd herhaal word. Nou voordat ons na Kolossense toe gaan, wil ek net hierdie seël betekenis gou met jou bespreek. Nou, dis eintlik 'n baie bekende beeld, natuurlik, dat in die antieke wêreld as 'n koning 'n seël uitgestuur het of selfs 'n prominente familie, dan sou hulle die inhoud van daardie brief in 'n koevert sit en dan sou hulle met 'n ring, 'n familiering of 'n teken of 'n wapen, sou hulle dit in kerswas sit en dan druk hulle dit op die koevert om hom toe te maak. En behoed jou as jy nie die ontvanger is van daardie brief en jy breek daai seël nie. Die straf vir dit was die dood. So is die gedagte gaan daaroor, hierdie is my eiendom, ek is die een wat dit stuur en dit het ook 'n bepaalde ontvanger. En daardie ontvanger is die een wat die reg het om die seël te breek. En wat hier dan nou vir my en vir jou gesê word, niemand anders mag aan dit raak nie. So wanneer die Paulus hierdie beeld gebruik om vir my en vir jou te sê,
dat die Here my en jou as deur die Heilige Gees beseël het as 'n eiendom, dan beteken dit eintlik 'n baie diepere intimiteit. Jy is afgesonder vir God. Jy is afgesonder vir God. Jy is syne. Jy behoort nie aan die wêreld nie. Jy behoort nie aan enige ander stelsel nie. Jy is syne. En dit het bepaalde implikasies op die einde van die dag. En daarom het ons gepraat oor jou verbondsbeloftes wat jy aflê voor God en gemeente, deur die loop van jou lewe. En dat jy nie net kan staatmaak op die seëninge van daardie beloftes nie, dat jy ook die verantwoordelikheid moet nakom. Maar jy het verlede Sondag gehoor, in die Here Jesus Christus is jou skuldregister leeg. Van jou hele lewe. Jesus weet wat hy aan die kruis gekoop het. Nou word die Heilige Gees uitgestort. En ek wil julle net daar in die bokkamer invat. Kan julle net vir 'n oomblik dink hoe dit moes gewees het? Hulle het hulle hoop op Jesus Christus geplaas. Hulle sien hom gekruisig, hulle sien hom sterf. Hulle sien hom opstaan. Daai emosionele rollercoaster moes ongelooflik gewees het. Hierdie persoon vir wie ek so lief is weg. Hierdie persoon vir wie ek so lief is terug. Hierdie persoon vir wie ek so lief is, verlaat my alweer wanneer hy opvaar na die hemel. Dit is vir hulle swaar. En daarom Johannes 14, moenie bekommer, ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Ek stuur vir julle 'n ander voorspraak, die Heilige Gees. En ek dink ons moet moeite maak, broer en suster, om presies te verstaan wat dit beteken. En daarom wil ek net so 'n paar eienskappe van die Heilige Gees vir jou neerlê vanoggend. Eerstens, die Heilige Gees is nie net 'n krag nie. Dis nie net 'n krag nie. Dis nie soos die wind daar buite nie. Jy voel hom, jy ervaar hom en dan gaan hy weg nie. Die Heilige Gees is 'n persoon van die drie eenheid. Die Heilige Gees is dus 'n iemand in die Godheid. Hy het gevoelens, hy het 'n wil, hy het 'n bepaalde interaksie met my en jou. Met ander woorde, hy kan met my en jou praat. Jy kan hom weerstaan, sê Paulus. Moenie die werk van die Heilige Gees weerstaan nie. Moet hom nie bedroef nie, sê hy. Die Heilige Gees is 'n iemand wat 'n pad saam met jou loop. Net soos wat ek en jy bid tot God die Vader of bid tot ons Here Jesus Christus die tweede persoon, kan ons ook bid tot die Heilige Gees. Want wie is nou in my en jou? Wie is die een wat die kerk begelei? Is tog die Heilige Gees. Dis tog die Heilige Gees. Nou, kan ek net gou so vir julle vra, as ek jou wakker maak in die middel van die nag, en ek vra vir jou, hoekom was die simbool van die Heilige Gees op Pinksterdag vuur? 'n Vuurvlam wat uit die hemel uitgekom het en dan in tonge verdeel. Hoe sal julle dit antwoord? Kan ek die mic gou na iemand toe bring? Hoe sal jy dit antwoord? Hoekom is dit vuur? Dis 'n Ou Testamentiese beeld, nê? In kort, dat daar was 'n altaarvlam wat gebrand het in die tempel om God se teenwoordigheid te simboliseer. En daai vlam was nooit geblus nie. En die gedagte gaan oor dat toe die Heilige Gees uitgestort is en dit kom rus op hulle koppe in 4 vlamme of in 4 tonge, is die gedagte om te sê, oral waar jy gaan, oral waar jy beweeg, is God se teenwoordigheid met jou. Met jou. In Christus byvoorbeeld, hoekom Jesus sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, omdat Christus mens is sy teenwoordigheid beperk, soos u en myne. Ek kan nie 'n klomp plekke wees gelyk nie. So sy menslike aard is beperk. As jy by Jesus wou gewees het, moes jy Jerusalem toe gaan, en jy het gesien hoe die mense saamgedrom om by Jesus uit te kom. Met die uitstorting van die Heilige Gees raak dit baie meer intiem en persoonlik, want nou leef God in jou. Enige tyd, enige plek, kan jy tot God nader hê. Waar ook al jy gaan, is God by jou. Dit is wat dit beteken om geseël te wees deur die Heilige Gees, as sy eiendom. Oral waar jy gaan, draai jy hierdie merkteken. En dis kosbaar. Niks wat jy doen jy op jou eie nie. Niks wat jy aanpak doen jy op eie meriete nie. Ons doen dit in biddende afhanklikheid. Here, dankie dat jy by my is. Here, asseblief openbaar aan my wat die regte ding is om te doen. En partykeer is die Here stil. Partykeer is die Here stil. En dan gee jy geloofstree. Want jy weet, daar's grense, soos ek vir u gesê het, waarbinne jy vryheid het om te leef, vreugde kan geniet, ensovoorts. As jy dink aan ouerskap, ek gaan nie noodwendig altyd vir my kind presies sê wat sy moet doen nie, want ek wil hê sy moet leer, en dis baie moeilik. Sy begin nou klim en klouter, en ek pak oral om haar goed, net kussings, laat sy nie op haar kop val nie. Maar ek moet haar toelaat om dit te doen. Ek kan haar nie net wegvat van die klimraam af nie, want sy moet leer. So sê my vrou heeltyd. Maar dis my baie moeilik. Dis my baie moeilik. Jasmine se ma het altyd gesê, wanneer die kinders sê, dan sien jy hoe jou hart buite jou rond beweeg. En dit is nogal so. My hart breek. Maar in elk geval, sê hoekom ons hier is nie. Ek wil net dit vir julle net sê, dit is die liefde wat die Here vir my en vir jou het. En deur die uitstorting van die Heilige Gees is God by jou, in jou, oral waar jy gaan. Jy is sy eiendom.
Maar saam met dit beteken dit ook, gemeente, dat ek en jy 'n waarborg het. Die ander woord wat hier gebruik word, anaboon, in die Grieks beteken 'n deposito, 'n eerste betaling of 'n pandjie. In ander woorde, 'n verloofring, is hoe dit gebruik was in die Griekse wêreld. So die uitstorting van die Heilige Gees gaan nie net oor hierdie seël dat jy God se eiendom is nie. Dit gaan eintlik ook oor 'n moment waar God trou aan jou beloof. En wat 'n sakrament gebruik ons om dit te vier soos ons vroeër gesing het? Die doop. Die doop gaan oor verbintenis. God verbind hom opnuut met my en jou en met ons kinders, want hy beloof om vir my en vir jou God te wees en vir ons nageslag en al hulle geslagte. Dis God se belofte. So in daai moment, wat gee die kerk vir jou? Wat noem ons dit? 'n doop seël. 'n Doopseël. Sien julle waar kom die taal vandaan? Dis 'n doopseël. Waarborg. En wat is die waarborg? As ons teruggaan na Efesiërs toe, vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Die waarborg dat jy sal ontvang wat God beloof het. En wat is dit? Wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. En daarom moet ons sy grootheid prys. So broer en suster, die ewige lewe. Die ewige lewe wat aan my en jou gewaarborg word, versoening met God, vergifnis van al jou sonde, al hierdie dinge word vir jou gewaarborg. Hoekom? Want Pinksterdag het plaasgevind. Die Heilige Gees is uitgestort. Want niemand kan bely, 1 Korintiërs 12, niemand kan bely dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees nie. So wanneer mense praat oor gawes, baie keer in die kerk gaan dit oor hierdie bonatuurlike wonderwerke momente. Maar as jy mooi daar gaan lees, gaan dit oor liefde en dit gaan oor geloof. Dit gaan oor opregte belydenis. Dit is volgens die Dorse leerreëls 'n groter wonderwerk as die skepping self. Dat iemand wat 'n verlore hart het, iemand wat verhard is teenoor God, sy hart verander vir altyd. En ons transformasie, daar's oorwinning, daar is skielik hoop, die wêreld is my meer kleurvol, want ek sien Christus. So die gawes van die Heilige Gees, broer en suster, gaan oor begeleiding, gaan daaroor om jou te vorm en gelykvormig te maak aan die beeld van die Seun. Dis sy doel. Dis sy doel. Om jou en my te vorm, om soos Jesus Christus te lyk, te leef, lief te hê, gasvry te wees. Dis sy doel. En daarom hoor jy hierdie stemmetjie in jou hart en in jou agterkop, waarmee is jy besig? Moenie dit doen nie. Daai wat jy daar opgetree het, was nie reg nie. Ons noem dit ons gewete, maar ons gewete word beïnvloed deur die Heilige Gees en deur jou verstaan van God se woord. Jou verstaan van God se woord. Ons gebruik baie keer in die kerk, en nou gaan ons na Kolossense toe. In die kerk gebruik ons baie keer hierdie woord geesvervuld. Ons moet 'n geesvervulde kerk wees, 'n geesvervulde lewe lei. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit? Kom ons gaan na Kolossense toe. 'n Geesvervulde lewe. Kolossense 3, asseblief. Ons gaan lees van vers 5 tot en met vers 12. Die opskrif, die ou en die nuwe lewe. Hier skryf die apostel, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. En dan lys hy hulle, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Nou kan julle nou sien die inleiding wat ek vir julle gegee het, ons soek na die wil van God. Die wil van God is aan my en jou geopenbaar. Kristal helder duidelik, wanneer jy volhard in sekere praktyke en jy hou jou besig met sekere dinge, dan is jy buite die wil van God. Dis buite die wil van God. So as jy jou besig hou met onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, dan is jy besig met afgoderry, dan lewe jy nie afgesonder vir God nie. Want 'n geesvervulde lewe, sal jy nou sien, gaan oor beheer. Dit gaan oor beheer. Die Heilige Gees wil jou beheer. Hy wil die een wees wat jou lei, hy wil die een wees wat jou toerus en vir jou sê, hierdie is wat jy moet doen en nie moet doen nie, in plaas van iets anders. Vers 6, deur sulke dinge is nou die gevolg, kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die nuwe lewe van die nuwe mens
wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is, besny of nie besny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Net tot sover. Wees altyd dankbaar. Nou gemeente, ek wil net gou vinnig vir julle dit net mooi duidelik stel. Die Griekse woord wat gebruik word vir 'n geesvervulde lewe, afgesonder te leef, weet julle gaan oor heiligheid. En dit gaan ook, as jy dit mooi gaan vertaal, oor beheer. Nou ek wil net vir julle 'n paar voorbeelde gee, dat dit op 'n paar plekke in die Bybel gebruik word. Julle kan dit net neerskryf. Koning Saul in 1 Samuel 18 en 19 lees ons dat hy vol van jaloesie en woede 'n spies gegooi het na Dawid toe om Dawid dood te maak. So wat het sy lewe beheer in daai konteks en in daai situasie? Die jaloesie en die woede, emosie, het hom oorgeneem, beheer geneem van sy lewe. Goed. Daniël 4, selfe woord, Nebukadneser, trots beheer hom. En dan gaan leef hy soos 'n dier in die veld en daar val die skille van sy oë af en besef hy die grootheid van God. En dan bid die Here verder, trots. Soos dit nou, woede en jaloesie, ons is trots, Daniël 4, en dan Matteus 27 vers 20, die skare by Pilatus, met Jesus se verhoor, woede, wat hulle oorheers, en dan skree hulle, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Dis verkeerde beheer. Maar, hier moet jy sien, daar is dinge wat jou, ons noem het 'n versoeking. Daar's dinge in die lewe wat jou versoek en dinge wat jy kan laat beheer neem van jou. Hierdie selfe woord wat op ander plekke gebruik soos in Efesiërs 5 vers 18 waar Paulus sê die volgende: moenie dronk word van wyn nie want dit lei tot losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. So wyn, alkohol kan beheer neem van jou lewe. Is dit nuus vir enigiemand? Daar's 'n klomp dinge in hierdie lewe wat beheer wil hê oor jou. En as iemand wat beseël is deur die Heilige Gees, wat nou lewe afgesonder vir God, moet jy jou lewe gee vir die Heilige Gees. In ander woorde, wie jy toelaat om jou te beheer, is God. En nie jou eie impulse, of jou eie emosie, of begeertes nie, want dit is nie altyd heilsaam nie. Dit is nie altyd heilsaam nie. En dit is moeilik vir 'n wêreld vandag om te hoor, in 'n wêreld wat so individualisties ingestel is, dat alles wat jy voel en alles wat jy is wonderlik en fantasties. Die Bybel konfronteer dit om vir my en vir jou te sê, dit is nie noodwendig so nie. Dit is nie noodwendig so nie. Jy kan mislei word. Jou hart kan jou bedrieg. Jy kan lief word vir iets wat nadelig is vir jou, wat sleg is vir jou. Dis wat die Bybel my leer. En daarom sê dit jy moet dit alles gaan toets in Tessalonisense. Toets die geeste van die dag. Toets die geeste van die dag. Jong mense like daai teks in Tessalonisense wat sê beproef alles maar behou die goeie. Dan sê hulle so, dominee, ek eksperimenteer want die Bybel sê toets alles. En as jy moet in konteks lees, dit sê as iemand profeteer, so as iemand vir jou preek, toets dit aan die woord en dan behou jy wat goed is. Nie gaan kyk hoe jy jou drank kan hou nie. Dis nie wat die teks sê nie. Dis nie wat die teks sê nie. En dan word 'n ander sinoniem gemeente vir 'n geesvervulde lewe is 'n lewe wat deurtrek is met God se woord. Dis 'n lewe wat deurtrek is met God se woord. Want dan begin jy hier in jou gewete kom op die tekste, soos 'n refrein, kom in jou gedagtes op, wat die Here van my sê, wat die Here oor my bely, wat die Here aan my geopenbaar het in die woord. Dit word dan deel van my gewete, soos ons dit sal stel. En dit gebruik die Heilige Gees dan om my te help om gelykvormig te word aan die beeld van die seun. Maak dit vir julle sin? So as jy nie jou Bybel ken nie, memoriseer, weet wat in die Bybel staan nie, dan gaan jy sukkel. So 'n geesvervulde lewe beteken dat jou lewe word beheer deur die Heilige Gees. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde gee in kontras nou met Saul, Nebukadneser en die skare by Pilatus.
Ons kyk na Josef in Genesis 39 vers 9. Hy word daar versoek deur Potifar se vrou. Nee, en dan wat sê hy? Hy sê, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en teen God sondig? Hoor julle die geesvervulde lewe? Jy word versoek en jou onmiddellike instink, hoe kan ek dit doen en teen God sondig? Hoe kan ek dit doen? Hoor julle dit? Dan Stefanus, julle ken sy steniging verhaal waar hulle hom stenig in Handelinge 7 vers 60. Vol van die Heilige Gees bid hy terwyl hulle hom 'n klippe gooi. Here, moet hulle nie hierdie sonde toereken nie. Moet hulle nie hierdie sonde toereken nie. Hoor julle die geesvervulde lewe? Waar kry hy daai idee? By ons Here Jesus self. Toe hulle hom gekruisig het, toe sê hy, Vader, vergewe hulle. Vader, vergewe hulle. Paulus en Silas, een van my gunsteling stories, Handelinge 16:25, nadat hulle gegeesel is en naak daar in die tronk sit, in die middel van die tronk, sodat almal hulle kan sien, wat doen hulle? Hulle sing lofgesange tot eer van die Here. Hulle is nie kwaad vir God nie, hulle verwyd nie vir God nie, hulle loof God. Geesvervulde lewe. Lewe onder beheer van die Heilige Gees. Die verskil is dus duidelik. 'n Lewe sonder die Gees word beheer deur ons drange en ons emosies. Dit is 'n definisie. Tweedens, 'n lewe onder die Heilige Gees word afgesonder vir God. Dit gaan oor God se heerlikheid, gaan oor God se glorie, en ek hou daarom van daai bandjies wat ons altyd gehad het, wat sê, wat sal Jesus doen? Dis 'n goeie herinnering. Ek dink dit is goed om onsself daaraan te herinner. Maar nou is daar baie mense wat met daai bandjie goed gaan doen wat hulle nie moet doen nie, maar vir my sê hulle kyk nie altyd op hulle gewrig so lekker waar daar staan nie. 'n Lewe onder die leiding van die Heilige Gees beteken 'n lewe afgesonder vir God. So ek wil afsluit deur net vir julle te sê, jy het nog steeds dis agentskap. Die gedagte hier gaan nie daaroor dat jy 'n pop is en God doen net met jou wat hy wil nie. Want as dit die geval sou wees, en ek wil julle met hieroor gaan dink, dan kan God jou nie aanspreeklik hou vir sonde nie. Want dan is God eintlik die outeur van sonde, en hy is nie. Dis wat die Bybel ons leer. So jy het agentskap, jou besluite dra gewig en het gevolge. En dit is die hart van die evangelie, dat ek en jy nou kies en in staat is om die sonde te kan afweer en sê nee, dankie, en ek kies die dinge van die Here. Maar al rede hoekom jy daai vermoë het, is omdat die Heilige Gees jou toelaat, jou in staat stel, in jou werk om dit te doen. In jou werk om dit te doen. So asseblief gemeente, as julle een ding vanmôre hoor dat die Heilige Gees in jou is, by jou is. As jy met opregte hart kan bely dat Jesus die Here is dit omdat die Heilige Gees dit so bewerk in jou menswees, in jou gemoed. Niemand kan bely dat Jesus die Here is sonder die Heilige Gees. So, Filippense 2 vers 12 en 13, en hierdie is my boodskap aan julle, julle kan dit onderstreep. Sê die apostel Paulus, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Dis 'n mooi vertaling. Die goeie werk wat God in my en jou begin het, sal die Here ook einduit deurvoer. Dis wat Paulus vir my en vir jou sê. Maar wat is vir die kerk van belang? Wat is ons missie? Wat is ons doelwit? Is om te doen wat vir God welbehaaglik is. Nie wat vir my welbehaaglik is nie. Hoor julle die verskil in gesindheid? Verskil in gesindheid. So ons het agentskap, want ons kies dis nou gehoorsaamheid, en die Heilige Gees gee vir jou juist die krag om dit te doen. So gemeente, die Heilige Gees is jou seël, wat jou herinner dat jy is God se eiendom, en dit is vir altyd vas. Hy sonder hom nooit van jou af nie, dit het ons gesing ook, en laas naweek daarna gekyk, Romeine 8, niks sal jy van die liefde van God skei nie. Niks sal jy van die liefde van God skei nie. Maar jy het ook agentskap nou, onder leiding van die Heilige Gees, om te breek met hierdie aardse dinge, sê Kolossense, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, man is afgoderry. As jy hierdie dinge najaag, dan is jy buite God se wil. En jy moet breek daarmee. Want jy bedroef die Heilige Gees, sê Paulus. Jy bedroef die Heilige Gees. So die wêreld sê, leef soos wat jy wil, en die Bybel sê, lewe onder die leiding en die beheer van die Heilige Gees. En dit is die kontras. So mag ons as God se volk wys, dat ons gemerk en afgesonder is, en ons ou sondige gewoontes dood te maak, en die nuwe mens, die nuwe identiteit wat die Here vir ons gegee het, aan te trek, en dit uit te leef, binne ons samelewing, in ons huisgesinne, en in ons werksplek. Hoekom? Want Christus is dit waardig. Hy is dit werd. Hy is my grootste liefde
En ek hoop ons as 'n gemeente gesamentlik se grootste liefde. Daarom doen ons dit. Nie net omdat ek moet nie. Dit is my lekker. Bring vir my vreugde, vrede en ek wil hê die wêreld moet sien hoe wonderlik hy is en wat hy vir hulle gedoen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons bid vanmôre dat U asseblief ons sal help om hierdie waarhede te laat wortel skiet in ons harte. Ons dank U in die eerste plek dat U ons kom beseël as die eiendom van God. U is die pandjie wat vir ons gegee word, wat vir ons waarborg dat daar is lewe na die dood. Daar is 'n ewige lewe wat ons verlede Sondag oor gepraat het, maar so helder kom openbaar dat ons kan dit vasmaak, ons kan dit aantrek, dit is wie ons is, daardie erfdeel is vas en seker. En dit gee vir my vrymoedigheid om te lewe met 'n skoon gewete, omdat U saam met my die pad loop. En ja, partykeer struikel ek en partykeer is ek nie sterk wanneer versoeking oor my pad kom nie, maar dankie dat U steeds dan by my is om my op te tel in hierdie strewe en stryd teen die sonde. Dit laat my dink aan wat Paulus aan Timoteus geskryf het toe hy vir hom gesê het, is dit al vir jou 'n stryd om lewe en dood? Here, ek bid vir ons gemeente hier in Groblersdal. Hulle wat aanlyn luister, reg oor die land en reg oor die wêreld, dat U in ons harte sal werk om ons gelykvormig te maak aan die beeld van ons Skepper. Dat ons soos Jesus sal lyk, sal praat, sal wandel, want hy is hoof van die kerk. Hy is ons voorbeeld en ons ideaal. Mag ons daarom 'n afgesonderde lewe lewe. Dat ons breek met hierdie sondige dinge wat ons voorheen was en dat ons streef na heiligheid en opregtheid voor U. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons lief is vir U. Seën ons in daardie stryd, seën ons in daardie strewe. Dankie dat U by ons is. In Jesus naam. Amen.